julle? Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad. Kan ek net gou hoor, het julle 'n lekker naweek gehad? Dankie tog, ons het 'n cloud by day vandag. Verlede week was lekker warm geweest hier binne en vandag is dit heelwat beter. Amen. Dan het iemand wat ten minste saamstem. Vir my is dit. Family, ek is bevoorreg om vanoggend met julle te kan deel en soos wat ek in aanbidding staan, besef ek, wow, dis offisieel 'n nuwe seisoen vir die kerk, maar nie net dit nie, seisoene gewys. Dit was gister die 1 Maart. Maart is nou die begin van herfs. Love it om blare op te hark. Dit is so lekker. Maar ek is net so bewus daarvan dat dit is regtig offisieel, buite net die feit dat ons as family in 'n nuwe season ingaan. Is dit rondom ons reg rondom ons ervaar ons dat daar 'n nuwe seasons is. Soos wat ek gejourney het hierdie week rondom by die Here, rondom wat deel ek vandag met ons, het ek net so gevoel hoe hy my lei na Lukas 5 toe. En ek wil jou vra om saam met my jou Bybel oop te maak daar. Terwyl jy soontoe blaai, wil ek gou hoor wie het hulle Bybels hierso. Sy, dis goed, ek love it. Die van julle wat nie hulle Bybels het nie, asseblief bring hom saam. Maar ek het aan julle gedink, so tegnologie, die van julle wat my ken, weet ek love tegnologie, ek love nuwe gadgets en goedjies. So, ek het op YouVersion, as jy die YouVersion Bible app het ek 'n event gaan create. So wat jy kan doen is jy kan na die app toe gaan en dan op die app, selfs as jy jou Bybel het, kan jy die app ook gebruik. YouVersion, gaan jy by my, is dit more, Vita Samsung. So net, is dit ook more. Heel onder, heel regs more, is daar myne is 8ste van bo af, events. So as jy by events ingaan, sal jy sien dat daarso gaan hy jou vra, mag hy toegang kry tot jou location. Jy kan kies wat jy daar wil doen. Tegnologie het vir my gesê is makliker om dit te doen. So ek het vir hom gesê ja, en dan heel bo by my is daar Presence Church Middelburg. Daar's 2 wat live is heidaglik. En een is die Engelse diens en een is die Afrikaanse diens. En as jy ingaan by hom, dan kan jy al die skrifgedeeltes wat ek vandag gaan deel volg. So ek hoop dit was eenvoudig om verduidelik. Ek gaan met ons deel uit Lukas 5 uit. Hierdie selfde gedeelte kom 'n paar keer in die woord voor. Is in Lukas 5, Markus 2 en in Matteus 9. Maar ek gaan vandag spesifiek uit Lukas 5 uit gesels en ek gaan dit vir ons lees vers 33 tot 39. En dan van daar af gaan ons aanbeweeg. Wat beteken dit om te vas? Toe maak nooi jy nie in 'n vas nie, maar kom ons gelees hierdie gedeelte. Toe sê hulle vir hom: "Waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede? En doen gebede, so ook die fariseërs, maar die disippels eet en drink." Die Nuwe Lewende Vertaling sê, maar die disippels hou altyd feesmaal. Dit is hulle is altyd in 'n besig om vreugde te hê en lekker te eet. En Jesus het gevra, vas huweliksgaste dan terwyl hulle saam met die bruidegom fees vier. Eendag sal die bruidegom van hulle af weggeneem word en dan sal hulle vas. Vers 36. Toe het Jesus vir hulle 'n gelykenis vertel om sy punt te illustreer. Niemand skeer tog 'n stuk materiaal van 'n nuwe kledingstuk af en lap dit op 'n ou kledingstuk nie. Want dan sal die nuwe kledingstuk geskeur word en boonop sal die nuwe lap nie eens die ou kledingstuk by dit pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie. Die nuwe wyn sal die ou wynsakke laat bars en wyn uitstort en die wynsakke vernietig. Nuwe wyn moet dan in nuwe wynsakke gegooi word. Kom ons lees net tot daarso. So, ek wil inzoom, gaan sommer inspring by nuwe wynsakke, ou wynsakke. Julle het dalk gehoor al van hierdie illustrasie. Julle het dalk al gehoor van hierdie gedeelte. Ek gaan van daar af begin en dan wil ek so 'n bietjie uitzoom. So eerstens wil ek vandag begin by daai gedeelte hier aan die einde wat Jesus gesê het. Niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie. En eerstens is ek soos in my era, ek het nie geweet wat's wynsakke nie. So altyd as ek hierdie gedeelte lees, dan sê ek soos, nou wat in die wêreld is 'n wynsak? En ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen al met die journey wat ek saam met Jesus stap en vandag voel ek so dat dit relevant is tot vandag. So kom ek kyk net gou na die fisiese praktiese. Wat is 'n wynsak? 'n Wynsak is 'n skaap of 'n bokvel wat gebruik was, wat hulle dan nou geprepare het en reggemaak het om wyn in te stoor en te vervoer. So
soos wat hulle dan nou vars wyn gepars het en reg gekry het om oud te word, het hulle dit daarin gegooi. En dan wat gebeur het, is soos wat hulle dit vervoer het of net ingestoor het die wyn wat gepars was, vars daarin gegooi was, het dan soos bietjie gegis en uitgesit. Wat dan beteken dat die sagte leer wat vol olies en ryk was in stretch en flexibility dan uitgerek en daai kapasiteit was tot op sy maksimum gerek. En dan het hulle dit nou natuurlik gebruik soos wat die tyd verbygaan. En dan kom Jesus en hy sê, hierdie sak, in essence my vertaling nou as ek dit so vir julle vertel, hierdie sak het nou sy leeftyd gebruik. Hy's nou uitgerek. Hy's tot maksimum kapasiteit gerek. Die wyn wat daarin was, het hom gestoot en hom uitgesit en laat uitsit. En nou is hy op 'n plek wat ons kan hom nie nou meer gebruik nie, want as ons nou vars nuwe wyn ingooi, kan hy nie verder rek nie. So wat kom sê hy hierso? Hy sê 'n klomp goedjies. En eerstens wil ek kyk na hierdie gedeelte om dit prakties te maak. Wil ek gou die voorbeeld wat Jesus hierso gebruik, net in ons meer relatiewe generasies, relevante generasies met ons deel. So, hoekom het hy 'n wynsak gebruik? Want dit was relevant geweest tot die kultuur daai tyd. In die tyd wat Jesus hierdie vertel het, was dit 'n algemene ding vir almal geweest. So almal het die voorbeeld verstaan. Vandag se tyd vir die millennials sal dit wees nou die petrolkarre en batterykarre, elektriese karre. Jy's gewoond aan jy gaan gooi petrol in. Nou as jy 'n elektriese kar het, dan waar gooi jy hierdie petrol in? Hy moet gecharge word. Eenvoudige voorbeeld. Of as jy nou bietjie meer Gen Z of Generation Alpha is, jonger generasie, ou fone en nuwe fone. Die ou fone kan net eenvoudig nie doen wat die nuwe fone kan doen nie. Kan nie die AI kapasiteit hanteer nie. So ons kyk na hierdie voorbeeld en wat vir my so uitstaan van hierdie is, Jesus kom en hy sê, nadat hulle hom vra oor die vas, en my vraag wat ek hier vra is, het die vas kom diskwalifiseer nie? Hy het nie die vas kom diskwalifiseer nie. Ek gaan nou verder 'n bietjie gee. Jesus kom en sê vir hulle, al hierdie goed het gebeur, en julle probeer dit verstaan met 'n verkeerde mindset. Julle kom van 'n era af, julle kom uit 'n generasie uit, julle kom uit 'n geslag uit en julle verwag dat hierdie is nou hoe dit moet wees. Sien ons dit nie vandag in die kerk nie? Sonder om enige vinger te wys. Ons sit met mense wat verwag dat kerk moet wees soos wat dit altyd was. Dele van my wens dat dit kon wees soos wat dit altyd was. Maar die realiteit is, goed beweeg aan, nuwe wyn kom, maar nuwe wyn kan nie in ou wynsakke gegooi word nie. Jesus kom in hierdie gedeelte, hy challenge hulle mindset. En vandag, soos wat ons in 'n nuwe season met hierdie kerk, met presence ingaan, is ons dankbaar vir die fondasie wat gelê is, maar as ek so bewus in my gees dat Jesus ons kom roep uit 'n plek uit van, okay, nou moet ons 'n nuwe wynsak kry, want nuwe wyn is op pad. Nuwe wyn is op pad na ons huis toe. Ons moet onsself voorberei dat die wynsak wat ons daardie nuwe wyn in ontvang nie 'n ou wynsak is nie. Want wat sê Jesus in sy illustrasie? Daardie sak gaan skeur. Dit gaan nie werk nie. En weet nie van julle nie, maar ek wil nie enige iets wat Jesus ons mee vertrou laat mors nie. Ek wil nie voor hom eendag staan en hoor, hy het hierdie vir my gegee, maar ek het te veel gevoel vir dit. Ek het nie ge-worry daaroor nie. Ek dink dit sal 'n skok wees. So kom ons zoom bietjie uit. Jesus kom en hy sê, hierso is die metafoor, of die vergelyking. Nuwe wyn, nuwe wynsakke. Dis wat nodig is. Kom ons zoom bietjie uit. In Lukas sien ons 'n paar goed gebeur net in hierdie hoofstuk. So waarop kom fokus hy? Dis wat ek vandag ons bietjie wil uitnooi na. Hoe lyk nuwe wynsakke? Ons sien eerstens vanaf vers 4 tot 8 sien ons Jesus spreek 'n mindset aan. Kom ons lees dit gou-gou. Lukas 5 vanaf vers 4 tot 8. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep waters en laat julle nette sak om te ontvang." Onthou julle hierdie gedeelte? Jesus het op die boot net so 'n stukkie van die water, van die rand af gegaan, sodat hy met die crowds kon praat, met die mense wat voor hom was, kon praat en hulle kon leer. En toe hy klaar met hulle gepraat het, draai hy om en hy sê vir Petrus: "Oké, gaan uit in die water in, gooi jou nette uit." Petrus reageer toe en sê vir hom: "Here, ons het die hele nag lank vis gevang, ons het niks gevang nie." Onthou julle die storie?
want ek kom vir julle heeltemal lees. Lyk nie of julle hom onthou nie, ek gaan hom lees. En Simon antwoord en sê vir hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en ons het niks gevang nie. Maar op die woord sal ek die net laat sak. Ag, daar is al baie preke gepreek. Ek gaan nie 'n spesifieke preek oor hierdie gedeelte vandag nie, maar ek het wel die volgende stelling soos ek voorberei. Voel ek hoe ek intree vir besigheidsmanne vanoggend en ek hoor in my gees hoe die Here sê besigheidsmanne, dalk het jy nodig om hierdie vandag te hoor. Kyk met 'n nuwe wynsak. Julle gaan nou verstaan as ek by die einde kom. Petrus is gefrustreerd want ons het al reeds gaan visvang. Jesus stuur hom om presies dieselfde ding te doen. En die vrug daarvan toe Jesus hom gestuur het was die volgende. En toe hulle dit doen, het hulle groot menigte visse ingesluit en die nette wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skei en om hulle te kom help en hulle het gekom en albei die bootjies was volgemaak sodat hulle amper gesink het. Ja, crazy storie. Volgende gedeelte. Ekskuus, kom ek sê die volgende. Hoekom het Jesus hierso wynsakke kom challenge? Hoekom het hy hierdie illustrasie gebruik? Hoekom het hy sy mense kom challenge? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes kom na hom toe, as ons nou 'n bietjie uitzoom na die storie toe. Kom na hom toe en sê, hoekom ons is besig om te vas? Ons is besig om deur hierdie swaar kry te gaan. En inteendeel, die hoofstuk net voor hierdie in Lukas het Jesus ook gevas. Hy's nie teen vas nie. En hulle kom vra, maar hoekom sien ons nie dat julle vas nie? Maar inteendeel, julle is besig om te celebrate. En Jesus reageer met hierdie gedeelte, die wynsakke, en hy sê vir hulle, in essence kom sê hy vir hulle, julle tradisionele manier van kyk, ons boksie van kyk, gaan nie werk nie. Die manier hoe ons na die evangelie kyk, gaan nie werk nie. Jesus kom inteendeel in Matteus 5 en hy kom spreek hulle aan, of in Matteus 6, kom spreek hulle aan wat vas, sodat hulle raak gesien word. Onthou julle daai gedeelte? Gaan staan op die straathoeke, Jesus kom en hy sê, wanneer jy vas, was jou gesig, klee jouself, staan op, mense het nie nodig om jou jammer te kry nie, my opsomming. Die Fariseërs het hierdie attitude gehad van almal moes sien, ek kry swaar. Is besig om te vas. Sommige kom ek stop net daarso. Is besig om te vas. En ek sien net so in hierdie gedeelte hoe Jesus hulle nooi na 'n nuwe raamwerk toe. En hy kom sê vir hulle, hy sê die volgende: nuwe wyn verteenwoordig God se koninkryk boodskap. 'n Boodskap wat nie in 'n boks van tradisionele reëls gesit kan word nie, maar nuwe wynsakke is nodig. 'n Hele nuwe manier van kyk en hierdie is belangrik. 'n Raamwerk wat gebou is op die openbaring van genade. Die Fariseërs kom en hulle kyk na wat Jesus doen reg deur al hierdie voorbeelde wat ons nou weer gaan kyk. En hulle kyk na hulle tradisionele manier van kerk doen. Hulle kyk na die godsdienstige manier van die wet sê dit. En Jesus kom en hy sê nee, julle het 'n nuwe openbaring nodig. Kyk na alles wat ek doen deur die oë van genade. Kyk na wat ek kom doen het. En ek gaan nou van die Heer, wat sê genade? Lukas 5 vers 12 tot 14 sien ons nog 'n wynsak wat aangespreek word deur Jesus. En dan gaan dit net vinnig na verwys en terwyl hy in die een stad was, kom daar 'n man vol melaatsheid na Jesus toe, val op sy aangesig en smeek die Here en sê, Here, as U wil, kan U my reinig. Weereens 'n tradisionele godsdienstige manier. Ag Here, as dit U wil is, sal U dit kom doen. Sien, godsdiens, die wet het vir ons die reëls gegee. Die wet het vir ons kom sê dis hoe God is. Verhouding en genade het ons kom leer om in verhouding met hom te staan. Verhouding en genade het vir ons kom sê dat, maar dit is sy droom. Dit is sy begeerte. So wat's die wynsak wat Jesus kom aanspreek? Hy kom maak bekend aan hierdie ou, dis my droom, dis my begeerte. Dis waarvoor ek gesterf het. Ek luister 'n gedeelte van 'n ou gister. Ek sal nie sy naam sê nie want dan gaan baie van julle hom diskwalifiseer, maar ek dink dit was baie profound wat hy gesê het. En hy sê, iemand vra vir hom, wat is jou teologie rondom suffering? En hy sê, ek weier om 'n teologie rondom suffering te bou. Verder moet ons dit definieer, sê hy, as dit gaan oor persecution, dat mense ons gaan vervolg, toe sê hy, with all means. Die woord sê vir ons, wanneer ons Jesus volg, gaan ons vervolg word. Maar hy sê, wanneer siekte kom,
weier hy om te glo dat dit God se plan was om hy siekte te stuur. Want dit is totaal en al kontrasterend dit wat God het aan die kruis. Jesus kom en hy nooi ons na vars wynsakke toe. 'n Vorige wynsak, die wet, en hierdie kan dalk baie offensive wees van julle, hoor my hart, dis absoluut uit genade uit. Ek het vra tot die Here, hoekom word siekes nie gesond nie? Mense waarvoor ons die Here vertrou, word gesond, word nog nie gesond nie, maar ek kan nie bou nie op daardie leuen nie. Die waarheid, die woord sê dat hy het gekom om die siekes gesond te maak. Dis die waarheid. Ons kan nie nou dit gaan verdraai omdat ons nie dit sien nie. So my hart's nie onsensitief vandag nie. Hoor my asseblief. Maar ek wil ons roep na die nuut toe, die vars wynsak toe. Die wet het vir ons kom sê dat okay, mense word siek. Hierdie wet nie vir ons kom leer as jy nou al 'n bietjie Levitikus gaan lees het dat jy mag nie naby 'n melaatse kom nie. As hierdie persoon is siek, get lost. En family het nou die dag iemand hier op die straat gelê en hy baie het by hom gestop. Dankie, ek love dit dat ons family by hulle stop. Ek dink aan die goeie Samaritaan. Dankie dat julle by hom gestop het. Maar ons vlees sal eerstens sê hierdie ou lyk nie baie great nie. Kom ons stop nie by hom nie want hy's siek. Hy gaan siek word. Maar die nuwe wynsak, 'n genade wynsak, kyk met oë dat maar Jesus sien hierdie persoon gesond. En hy kom nooi ons en Jesus kyk na hierdie melaatse man. En ek sê nou ons as ou natuur, ek sluit myself daarin, glo dit of nie, ek struggle ook so af en toe met dit. Ons as ou natuur kyk na hierdie en ons is soos, Here, hierdie ou het melaatsheid. Kan jy dit nie sien nie? Dis nogal quite obvious, maar Jesus kom en hy lê sy hande op hom. Genade, wynsak van genade. Kom ek beweeg aan. Lukas 5 vers 18 tot 20 sien ons die genesing van 'n verlamde man. Hier sien ek amper hierdie mense daar in 'n nuwe wynsak. Die vriende wat hom bring. En op 'n ander dag was hy besig om te leer en die Fariseërs en die wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit en daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom te bring nie, klim hulle op die dak en hulle laat die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir hulle, mense, jou sondes is vergewe. En die uitkoms van die man is gesond gemaak. Jesus kom en hy kyk hier na hulle en hy sê, wow, julle dra 'n nuwe wynsak. My droom is dat hierdie ou gesond moet word. My begeerte is. Laaste een in die span van Jesus, Lukas, ek wil altyd sê Matteus. Lukas 5 vers 27 tot 30 sien ons Jesus kom roep vir Matteus. Een van die volgelinge van Jesus wat 'n tollenaar was. Een van die ouens wat nou nie famous was en nie noodwendig Christen-wise gelyk het nie. En ek dink aan Jesus kyk na hierdie geleentheid. Ons kyk na, Here, ek weet nie wat jy besig om te doen nie. Die span wat jy kies is bietjie kokkie. Ek nou nie so gesê nie. Ek sou nou nie daai ouetjie ingesit het nie. Ek sou nou nie dit gedoen het nie. Here, het jy gesien wat het daai ou gedoen? Het jy gesien hoe het hy by my gesteel? Want die tollenaars het maar tot guns van hulle self geld ingesamel. Ons het soveel raad vir die Here, maar Jesus kyk uit genade uit na hierdie tollenaar en hy sê vir hom, volg my. Ek sien 'n groter prentjie, volg my. So wat vir my belangrik is dat julle vandag saam met my besef die volgende. Jesus se lering is nie net 'n add-on vir ons tradisie nie, maar is iets wat totaal en al nuut is. Kan ek jou vra om dit net neer te skryf iewers as jy journal? Jesus se lering is nie net 'n add-on vir ons tradisie nie, maar iets wat totaal en al nuut is. Nuwe wynsakke vereis dat ons bou op die openbaring van genade. So kom ons gaan kyk na wat is genade. Hierdie laaste stukkie, laaste paar minute wil ek fokus op wat is genade. Wat is genade? Genade is 'n klein woord wat ons almal al gehoor het. Grace, ek dink min van ons verstaan die krag
van wat genade werklik is, en ek dink nie ons sal ooit hierdie bron of die krag van hierdie woord kan uitput nie. Genade is eerstens, ons sien dit in Efesiërs 2 vers 8, dit is onverdiende guns. Iets wat ons gekry het, wat ons nie verdien het nie. Niks wat ons kan doen, kan maak dat ons kwalifiseer vir dit nie. Ons verdien dit nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Genade is iets wat Jesus kom doen het, vir ons, en ons kan nie, as ons nie in hom is nie, is dit onmoontlik vir ons om dit te bereik. Kom ons gaan verder, 2 Korintiërs 12 vers 9, as jy die events volg, sal jy sien, hy staan ook daar. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, Paulus die volgende, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade vir jou is genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wat is genade? Dis God se krag wat in ons werk. Dis sy krag wat ons kom krag gee om elke dag aan te vat. Dis sy krag wat ons glad nie verdien nie. Dis sy krag wat hy vir ons gee om siekes te gesond maak. Is ons dokters, no way, as ons dit sonder sy gees doen, is dit onmoontlik dat 'n sieke kan gesond word. Dis hy wat kom en vir ons krag gee. Wat is genade? Dit is waarop die evangelie se fondasie gebou is. Johannes 1 vers 16 tot 17 kom hy en hy sê die volgende, en uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So, wat dan is genade? Ek wil die volgende vir jou lees, ek het dit ook daar neergeskryf. Genade is 'n persoon, ek sê spesifiek persoon. Genade is 'n persoon wat vir my en jou kom gee het, presies dit wat ons nodig het in elke geleentheid, al verdien ons dit nie. Genade het vir my en jou is 'n persoon wat na my en jou toe gekom het, vir ons die sleutel gegee het om siekes gesond te maak. Genade is 'n persoon wat vir na my en jou toe gekom het, al het ons dit nie verdien nie, vir ons 'n sleutel gegee het om vir hulle wat hom nie ken nie te gaan vertel wie hy is. Genade is 'n persoon wat na ons toe gekom het en ons 'n sleutel kom gee om nie meer in die duister is nie, maar gered kan wees. Voor die tyd staan ek hier en ek dink by myself, hoekom volg ek Jesus? Vir een of ander rede is dit 'n vraag wat baie by my opkom. En ek staan daar en ek raak so net bewus van die Here se teenwoordigheid, want ek besef, dit klink so eenvoudig, net voordat Enrico gesê het, hierdie is jou storie. Besef ek, dis so eenvoudig, want voordat ek hom geken het, het ek 'n leemte gehad, wat net eenvoudig nie deur enigiets vervul kan word nie. Nie deur drank nie, nie deur sigarette nie, nie deur vrouens nie, nie deur niks nie, nie deur vriende nie, nie deur geld nie. Ons 'n leemte wat net hy kan vul. En wanneer mens daai vervulling beleef het, is dit onmoontlik om terug te gaan. Oor wat ek sê. Dis is onmoontlik om te wil teruggaan na daai toe, want dit maak net weer, skep weer 'n leemte wat hy nie in is nie. So mense kry 'n klomp tipes genade, ek wil dit spesifiek met ons deel. Eerstens, jy kry reddende genade. Titus 2 skryf die volgende, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So, wat is genade? Hy het ons kom red. Daar's soveel definisies, die woord genade is so ryk, en dis hoekom ek al hierdie vir julle lees, want dit kan dit die beste verduidelik. Sy reddende genade het ons kom red, dit het aan ons almal verskyn. Tweedens in Romeine 6 vers 13 tot 16 skryf hy, en julle moet julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend gemaak word, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Wat kom sê hy hierso? Genade kom maak ons heilig.
Genade kom roep ons na 'n plek toe om te lyk soos wat hy lyk. Sê die woord nie vir ons wees perfek soos wat hy is nie. Be perfect because he is perfect. Ons moet word soos wat hy is. Verder sien ons dat Hebreërs 4 vers 16 kom sê die volgende vir ons. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade kom, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om in die regte tyd gehelp te word. Sy genade kom onderhou ons. Sy genade kom dra ons deur wanneer dit taaf gaan. Sy genade kom dra ons deur in die teenwoordigheid van God. Julle het my al hierdie gehoor sê, ons moet besef, hy is so heilig dat ons eintlik nie staande kan bly in sy teenwoordigheid nie. So ons gaan kyk net in die Ou Testament weer eens 'n spieelbeeld of 'n skaduwee van wie hy is, sien ons dat die manne mag nie eens aan die verbondsark gevat het, al was hy besig om te tuimel nie. Al was die intensies goed, is hy so heilig. So vir my en jou is dit onmoontlik om in sy teenwoordigheid te staan, maar deur sy genade is daar onderhoudende krag vir ons, wat ons staande laat bly in daai plek. Is julle nog met my? Nog nie moeg raak nie, van julle lyk maar bietjie pê, dit was seker 'n lang naweek. Matteus 5 vers 45 sê die volgende, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son ondergaan oor slegtes en goeie, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Oor die algemeen is daar sy genade maak dat ons kan leef. Kom ons sê dit maar net so. Vir my mens kan dit nie eens opsom nie. Sy genade maak dat ons tree vir tree kan gaan. Sy genade maak dat ons dag vir dag kan gaan. Sy genade maak dat ons die goed en die sleg kan kies. Sy genade maak dat ons 'n kind van God genoem kan word. Die vyfde een is 1 Korintiërs 15 vers 10 kom hy en hy sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God. Sy genade kom gee vir ons krag, bemagtig ons. So Efesiërs 2 vers 10 wil ek ons net weer aan herinner. Genade lei ons na transformasie toe, nie om redding te probeer verdien nie, maar om te reageer tot dit. Wanneer ek en jy van donker na lig gebring word, is daar doodsvonnis wat oor ons was wat gekanselleer is. Ek is oortuig daarvan dat die kruisiging van Jesus het nie net vir ons daai breather gebring van dankie tog, ek hoef nou nie te sterf nie. Dit het volgens my is dit veronderstel om ons te aktiveer om 'n vol lewe te gaan leef. As jy nou net 'n vonnis gekry het dat jy 3 dae oor om te leef en jy lewe in hierdie angstigheid van wat gaan ek doen met my tyd? Daar's nie genoeg tyd nie, daar's nie genoeg geld nie, en dan 2 dae later is daai vonnis gekanselleer. Gaan jy dan net gaan sit en niks doen nie? Ek dink jy het 'n stukkie van lewe geproe wat jy op uitgemis het. En ek is oortuig daarvan dat die evangelie van Jesus is veronderstel om ons nie net die breather te nie. Daar is die breather moet gebeur, want dankie tog, ons gaan nie sterf nie. Maar dit is veronderstel om ons te aktiveer. So wat sê ek vir ons? Ek is oortuig daarvan dat ons vasgevang is en ons is veralgemening, maar dis nie sodat ek nie spesifiek op iemand se toon trap nie. Ek is oortuig daarvan dat ons is so vasgevang in 'n ou wynsak, in 'n ou mindset, die wet, ons mag nie dit doen nie, ons mag nie dit doen nie, ons mag nie dit doen nie, ons mag nie dit doen nie. Mag ons ooit iets doen? As ons kyk na genade, sien ons dat Jesus is vreugde. Die grootste vraag by is dit ooit lekker om die Here te dien? Ek dink dis omdat meeste van ons dit uitbeeld, want ons mag nie, ons mag nie, ons mag nie, ons mag nie. Ons mag nie, ons mag nie, ons mag nie, ons mag nie. Maar sê die woord nie dat hy is die een wat vreugde uit hom uitborrel nie. Hy is die bron van vreugde. Genade kom nooi ons na 'n hele ander perspektief toe. Ons kan kyk met wynsakke na alles waarna ons glo. Kom ons vat een wat baie offend, julle het klaar, seker nie offend nie, maar in elk geval baie challenge, ek moet klaarmaak. 10de, julle het daarom klaar 10de gegee, so ek oortuig niemand nou niks nie. Maar 10de, in die Ou Testament kyk ons spesifiek 10%.
En iemand sê nou die dag vir my, ja, in die Nuwe Testament staan daar niks van tiende nie en hier is 'n groot, jy kan 'n hele preek oor dit. Opsomming vir my, genade roep ons heeltyd hoor. Genade roep ons na meer toe. Is julle met my? Moet ek tyd vat om dit te verduidelik? So as die Ou Testament gesê het 10%, wat doen genade? Roep dit dan nie ons eintlik na meer toe nie? Net 'n ietsie. Julle doen wat die Here sê julle moet doen. Worship. Ou Testamenties kom ons en ons moet aandag probeer kry. Ons moet hierdie op die tafel sit. Ons moet aandag kry. Nuwe Testament genade. Ons is 'n seën van God. Nuwe Testament Hebreërs 4 sê vir ons dat ons deur sy genade het die reg om in sy teenwoordigheid in te stap. Ek wil ons nooi as family, soos wat ons journey bietjie deur wynsakke, deur mindset, om nie na dit wat voor ons te staan te kyk uit 'n ou mindset uit nie. Vra die Here om 'n nuwe mindset vir jou te gee. Hoekom doen ons family? Want dit is sy droom en sy begeerte. Hoekom worship ons? Want dit is sy droom en dit is sy begeerte. Hoekom spandeer ons tyd in die woord? Want dit is sy droom en sy begeerte. Dis waarvoor hy lang. Want al hierdie goed kom vorm ons om te lyk soos wat hy lyk. Hoekom is daar genade vir my en jou? Hierdie is dalk 'n baie bold statement. Ek wil net die bylaag sit dat ek limit nie genade nie. Maar hoekom is daar genade vir my en jou? Sodat ons soos hy kan word. Family, is julle nog saam met my? Kom ek lees hierdie laaste ding en dan gaan ek afsluit vir ons. Genade lei ons, ek het dit al reeds gesê, maar ek wil dit weer sê. Genade lei ons na transformasie toe, nie om redding te probeer verdien nie, maar om te reageer tot wat dit vir ons gebring het. Ek het soveel meer wat ek eintlik wil sê, maar ek gaan klaar maak hiersom. Ek wil jou challenge hierdie week om te gaan kyk na alles wat jy glo. Gaan brief is dit al stop jy by een ding, alles wat jy glo. Gaan trek dit deur die oë van genade. Vra die Here om vir jou te wys, wat is my mindset? Wat is die wynsak wat ek besig is om te dra? Hoekom is dit belangrik vir ons? Want as ons met 'n ou wynsak nuwe wyn ontvang, ek wil amper sê die volgende is, dit gaan gebeur. Nuwe wyn kom. Soos of ons wil of nie wil nie, nuwe wyn kom. Maar die vraag is ons gereed met ons wynsakke? Is ons op 'n plek wat ons dit kan ontvang? Jesus bou sy kerk en ek's bewus daarvan dat hy's konstant besig om te bou. So as jy saam bou of nie, jy gaan of agterbly en agter raak of jy gaan saam beweeg. Ons het nodig om 'n vernuwing in ons gedagtes te hê en in ons mind te hê.